Net na die handelsbreek, Joe Black met Bring die Hoop weer terug en dan gesels ek en Pierre Wheeler. Hi, is dan die klanke van Joe Black met Bring die Hoop weer terug. En jy weet nou al teen die tyd, as jy daai enetjie hoor, is dit sulke tyd, is weer tyd vir hoofstuk van Hoop vanoggend. En dis nou 17 minute oor 10. Saam met my op die lug vandag, al die pad uit Meyerton se wêreld, natuurlik ook deur Dani van Heerden voorgestel as 'n gas, en ek het dit baie interessant gevind, natuurlik Pierre Wheeler. Goeiemôre, hoe gaan dit? Môre, goed en self. Nee, wat, ons sê nie veel nie, 'n still back is 'n heel back, so sê hulle in elk geval. Absoluut, hoe sê ons kyk wes en ons try ons bes. Daar sê, ja, ek ken net die noordelike ene, maar ek vertrou daai is 'n baie nice ene. Is 'n baie beter alternatief. 'n familievriendelike een. 'n familievriendelike weergawe. Nou, Pierre, eerstens, jy is daar van Meyerton se wêreld of wat ook al. Kom ons praat net eers vir 'n oomblik bietjie rondom wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jy doen, daai tipe goedjies. Ag, fantasties. Eerstens baie dankie vir die geleentheid. Ek kom van die Meyerton area af. Ek is woonagtig in Meyerton, kom van die werk in die Valdriehoek. Ek is baie bevoorreg om vir 'n sekuriteitsfirma te werk, Sekuriteit Sonder Grense. En dan na ure is ek by Frontline of Hope Ministries betrokke en by CERT, wat nie winsgewende organisasies is, wat onderskeidelik CERT gaan uit na ongelukstonele toe, is paramedics en goed wat gratis hulle tyd offer vir dit, en dan Frontline of Hope Ministries gaan na trauma tonele toe om trauma support en debriefing en 'n bietjie counselling te doen aan slagoffers, victims en selfs die frontline workers, soos die polisie of die medici en so voorts. Oh wow. Okay, so en dit is soort van waar ek dink die gesprek met Dani ook vandaan gekom het, is juist hierdie frontline en daai tipe goeders. Voordat ons nou by die storie agter die storie kom, if you know what I mean, nudge, wink, wink, maar voordat ons daarby uitkom, dit is kind of die ingangspunt wat Dani ook gebruik het om my aan jou voor te stel, is juist hierdie waar julle op die frontline is. Kan jy vir ons 'n bietjie meer in diepte ingaan oor wat presies dit dalk beteken, indien enigiemand dit nou nie heeltemal gevang het nie? Okay, so met Frontline of Hope, maar dis waar die trauma support en goed vandaan kom. Ons word geskakel as iemand byvoorbeeld selfmoord gepleeg het of in 'n ongeluk was of iemand het 'n naasbestaande verloor, dalk aan 'n hartaanval of wat ook al, dan word ons gebel en ons het kapelane wat uitgaan of mediators wat uitgaan en ons ons like om te glo dat ons die teenwoordigheid van God is daarso, en hoop bring, en klein goedjies doen, byvoorbeeld baie keer weet mense, en soos eendag was ek op 'n selfmoordtoneel waar 'n jong man selfmoord gepleeg het, en toe ek daar stop, toe vra ek vir die familie, het julle al enige ander oproepe, wie het julle almal al gebel, en hulle sê nee, ons het net die buurtwag gebel, en die buurtwag het toevallig my uitgekry soontoe, en ek vra toe, okay, so julle het niemand anders te gebel, ambulans, polisie, hulle sê nie, hulle weet nie, en ek sê, kon toe vir hulle sê, okay, al wat julle nou moet doen is fokus net op julle self, ek sal nou by julle wees, ek sal solank al die oproepe alles vir julle doen, en hierdie proses aan die gang kry. En daai tipe goeders gee dan die geliefdes kans, hulle hoef nie nou te worry oor ander goeders nie, en baie keer, omdat ons so saam met die polisie en die nooddienste en goed werk, as daar prosesse is, kan ons dit aan die geliefdes verduidelik. En dan baie keer is daar ook 'n medic of iets wat ook maar, ons sê altyd, daar is altyd 'n call wat jou sal trigger, jy weet nie watter call dit is en jy weet ook nie wat op die call jou sal trigger nie. Maar as jy sien daar's 'n EMS ou of 'n polisie, skus ek meng my taal verskriklik,
wat bietjie swaar trek op die toneel, dan kan jy net gaan bystaan en ons het al baie keer 'n goeie terugvoer van dit gekry. Ouens wat sê, yes, as dit nie vir julle was nie, sou dit vir ons baie erger gewees het, net deur iemand wat kom omgee het. Dit is die moeilike een, jy weet, en dit is nou bietjie, jy weet, indirek, wanneer ouens selfmoord pleeg en daai tipe goeders, dis 'n moeilike ene. Baie. Hoe is dit dat jy betrokke gekry het by so iets om van wat ek, dis nou bietjie grafies, maar van wat ek verstaan rondom wat Dani vir my gesê het is, jy weet, kom ons stel voor, ou het homself gehang, is jy die ou wat hom gaan afval? Nie, dit is nou nie deel van noodwendig van die protokol nie, maar een keer was ek by 'n toneel gewees waar 'n jong vrou haarself gehang het, en toe die patologie, ons het ontsettende goeie patologie ouens ook, daai ouens wat die liggame kom haal en goed, toe hulle daar kom, toe sê ek vir die familie, ek sal seker maak sy word met dignity en menslikheid nog behandel. So ek het saam met hulle gegaan en toevallig is ek enigste wat 'n mes met my gehad het. So ek het haar afgesny en ons het haar toe mooi gelaai, toegemaak en toe voertuig toe het ek hulle gehelp die liggaam voertuig toe dra. En jy het ook gevra, het ek betrokke geraak? Ja. Ek was vir baie jare in die buurtwag en het saam met die polisie gewerk. En toe een aand, toe ry ek saam met my vrou, sy wou saam met die medics werk en CERT vat volunteers en laat hulle saam met medics werk en goed. En ek doen toe 'n ride langs saam met hulle. Yes, in die werk wat hierdie ouens doen was te fenomenaal, begin raak toe by hulle betrokke. En 'n lang storie kort, een aand, dus ek en my vrou as noodhulp uit na 'n gewapende rooftoneel toe in ons area, net om te kyk, het niemand daarom seer gekry of iets nie. En toe sien ons eers maar hierdie mense is obviously verskriklik getraumatiseerd en goed, en daai tyd het ek nog nie die skill set of die ervaring gehad om met dit te deel nie, en die naaste ou wat ek toe kon bel, so deur die Grapevine, was toe ou met die naam Lance, wat advanced life support paramedic is, en maar hy is ook 'n kapelaan, en hy het toe uitgekom, hy en 'n ander ou met die naam JP, hulle het uitgekom en hulle het die situasie diffuse en ja, rarig, en dit is waar ek gesê, dis iets wat so groot gebrek het, en is iets waar ek bitter graag betrokke wil raak, en so het ek by Frontline of Hope Ministries betrokke geraak. Oh wow, okay. So julle is ook die ouens wat of die familie is net daarna bietjie met hulle gesels en jy weet, mense het soveel vrae wanneer dit kom by byvoorbeeld selfmoord en daai gevalle en goeters. En is eintlik so hartseer, want mense het altyd die vraag, jy sit altyd met die vraag, kon ek iets gedoen het? Is dit iets wat ek gedoen het? Kon ek iets gedoen het? Hoekom het hulle nie met my gepraat nie? Jy weet, hier is die algemeenste vraag. Hoe gaan 'n mens te werk om iemand te help om daai vrae te, want ek dink nie daar is regtig 'n antwoord nie, to be honest. Nee, daar's baie antwoorde wat ons nooit op aarde sal hê nie. Maar een ding wat ek wel kan sê, en ek het met 'n sielkundige gepraat, oor veral dit was 2 jaar terug se Desember het ons verskriklik baie selfmoordtonele gehad, baie. En ek gaan praat toe met 'n sielkundige vriendin wat ek het, en ek is soos, maar wat se teken is daar, ons moet mense waarsku hierdie, soos hoe kan geliefdes sien as hulle geliefde begin te dink aan dit en dit gaan doen, selfmoord gaan pleeg. Toe sê sy, ongelukkig, die wat dit wil doen, is daar selde tekens by, indien daar wel is. Sy sê, want die mense wat dit wil doen, wil nie jy moet hulle afsit daarvan af nie. Hulle wil nie jy moet weer daarvan nie. Sy sê, wat jy wel sal sien is, jy sal baie keer met mense gesels, en dit kan ek getuig, jy sal baie keer met mense gesels, hulle sê, yes, maar hy was die laaste ruk op hy was so happy, en hy het begin te uitgaan, en hy het dit en dit en dit gedoen,
maar dan die sielkundige aspek van dit, en ek is nou nie opgeleid daarin nie, maar kan 'n mens half sê, dit is hulle tydperk waar hulle begin te groet het. Ja. Maar een ding wat ek wel kan sê is, dit is nie, daai is 'n besluit wat die individu neem. En die geliefde wat agterbly, almal meeste van hulle het verskriklike verwyte en goed. En al wat jy vir hulle kan sê is, dit is nie jou skuld nie. Die persoon het besluit om die besluit te neem, om dit deur te voer. Dit is nie jou skuld nie. En as die persoon, ek wil graag mense, ek gaan nou hier. Hallo. Pierre? Hallo Pierre. Lyk vir my ons het hier aan verloor. Pierre. En natuurlik weer terug saam met my op die lig is Pierre Wheeler vir hoofstukke van Hoop. Welkom terug. Dankie. Nou ja, So, ja, laas wat ons gesels het jy gesê, jy sê vir mense dat dit is nie hulle skuld nie. Wanneer mense nou maar die tipe vrae begin vra wanneer 'n geliefde hulle eie lewe neem en daai besluit neem. En dan het jy aangegaan om wat ons nou gemis het. Kan jy dalk vir my net daar weer optel? Yes, so kortliks, daar is nie altyd tekens nie. So jy kan nie jouself verwyd altyd nie, want daar's selde tekens dat hulle dit gaan doen. So jy kan nie, daar's nie eintlik 'n kans om in te gryp nie. Maar wat ek wel nie oor genoeg, soos die Engelsman sê, I can't stress this enough. As jy vandag op daai punt is waar jy voel daar is nie hoop nie, of dinge werk nie uit nie, praat met iemand, bel iemand, inbox iemand, vat iemand vir 'n koffie, moenie bar toe gaan nie, gaan na 'n koffieshop toe, want alkohol en trauma en goeders gaan nie mooi saam met mekaar nie. Gaan drink 'n koffie, praat met iemand, 'n buiteperspektief kan wondere verrig, kan net deur om te praat en iemand wat luister of dalk 'n sagte advies vir jou het, kan letterlik berge van jou skouers afhaal. Jy weet, dit is iets wat ek ook nooit, also can't stress this enough, soos die Engelsman nou sê. Nou, ek het nog altyd vir mense gesê, is drank maak alles erger. It feels like it's making it better, but it makes everything so much worse. Terrible. Jy weet, want ek kan ook verneem dat baie van hierdie gebeur dan ook tydens wanneer iemand hulle drink. Ongelukke baie. Dit reën so 'n bietjie. Dit 'n laagtepunt. Ekskuus, dit reën so 'n bietjie daar by jou, Peer. Sorry, jy het gesê ongelukke. Hoor jy my nou? Yes, ja, ek hoor jou nou weer mooi. Okay. So ongelukke kan baie keer oorsake wees van drank en goed, maar ek moet sê selfmoorde sal ek vir sê is baie keer mense wat regtig net 'n laagtepunt bereik het. En hulle drink nie noodwendig voor die tyd nie. Hulle dit gebeur nie altyd nie. Ek dink is maar mense wat 'n verskriklike laagtepunt bereik het. En that happens. That happens. Lewe is nie altyd maklik en sonskyn en rose nie. Maar daar is altyd hoop en weer eens, ek weet ek dwaal 'n bietjie af, but I can't stress this enough. Talk to someone. Go for a coffee and talk to someone. Praat met iemand, jy weet, 'n bier gaan dit nie beter maak nie, 'n koffie sal. Nee. So, ek het eendag wat ek ook kan getuig, ek was eendag ook by 'n toneel waar 'n ou, hy het al die tou in die nek gehad, hy was al in 'n boom, hy wou homself hang, hy het net gewag dat die polisie en almal moet onttrek en langs vir die kort ons kry hierdie ou toe. En ons kon hom uitgepraat het, ek en 'n adjutant-offisier en daar was 2 konstabels of sersante ook, hom uitgepraat en hy het dit gelos, hy is toe in haar familie toe die aand en hy toe by hulle gaan bly en hulle watch hom en 'n rukkie daarna toe bel hy my. Toe sê hy wil met iemand praat en ons gaan praat met hom en hy sê toe. En dis nie net omdat ek daar was nie, maar dit wys net wat
wat dit help as jy praat en hy sê toe as dit nie was vir ons daai aand wat met hom gepraat het en om 'n bietjie laat anders te kyk nie, was hy vandag nie hier gewees nie. En dit is heel vreemdeling. So dink net as iemand regtig lief is vir jou en saam met jou koffie gaan drink wat dit vir jou kan doen. Dis 'n baie interessante dinamika wat 'n mens het, né? Mense soos dit gee gewoonlik nooit 'n indikasie dat dit wil gebeur nie, want hulle wil nie met mense praat nie, because they don't want people to talk them off the ledge, as they would say. Maar die oomblik wat die geleentheid daar is en iemand praat met jou, jy weet, in my lewe het ek hoeveel keer gesien dat 'n vreemdeling het soms 'n groter impak, maar ook verantwoordelikheid wat ander vreemdelinge aanbetref. Absoluut. En ek dink dit is hoekom mense so akiet bewus moet wees van hulle roeping. Want ek dink wanneer jy akiet bewus is van 'n roeping wat jy geplaas is op hierdie aarde om uit te leef, dan maak dit jou meer bewus van die mense om jou, die klein goedjies wat hulle sê, the micro expressions and die klein gesegdetjies, en 'n ou kan daarbey intree en inval, en jy kan begin 'n gesprek begin. Jordan Peterson het 'n baie interessante ding wat hy sê, people need so little encouragement. Mense het so min aanmoediging nodig, dit is nie eers snaaks nie. En om geroep te word in daai oomblik, om vir iemand op die regte tyd, op die regte plek, iets te sê, daai ou onthou jou, ek kan gesprekke onthou, van toe ek 'n tiener was, toe ek net na skool en daai tipe goeders, waar ek met vreemdelinge gesprekke gehad het, en tot vandag nog, het ek nog nooit nie weer daai ouens gesien nie, maar hierdie is oomblikke wat aan my ingegraveer is, vir die res van my lewe, want het was stories wat deel gevorm het, en geshape het wie ek is, as 'n mens, omdat 'n vreemdeling op die regte tyd, op die regte plek was, omdat hulle in hulle roeping gestaan het. Sure, yes, dis powerful. Daar's 'n ander pastoor, Morney Du Plessis, hy's daar in Boksburg. Hy sê dit altyd so mooi. Hy sê jy moet onthou ons is agente van hoop. Dis powerful. En daar's 'n ander ding wat ek eendag raak gelees het wat sê motivation is like a good bath, you need one every day. Ja, omtrent. Maar wat ek ook agtergekom het van vreemdelinge, né? En iets wat ek, en ek sal altyd weer eens, sal ek hier aan vashou, een van ons luisteraars het eendag vir my boodskap gestuur, en dit was ook 'n particularly hartseer hoofstuk van hoop gewees, en hy vra vir my, in die ateljee, vra hy vir my, hoe is dit dat jy elke dag hierdie mense se stories oor vertel, en met hierdie mense praat, en so 5 minute later, toe antwoord hy homself, en hy stuur weer 'n boodskap, en hy sê, ek besef dat, dis almal wat jy ontmoet, elke dag, elke persoon het 'n storie, elkeen van ons is vreemdelinge van ander mense, van mense wat ons nie ken nie, en so, jy is ook, ek hou daarvan om stories op te gaar, en jy is ook 'n ou wat van 'n storie hou, en so, kan jy my dalk so 'n bietjie vertel oor die storie? Die storie is 'n Facebookblad en TikTok en YouTube wat ek begin het, waar ek met alledaagse mense onderhoude en stories wou doen, want daar's so baie goed wat gebeur rondom ons, en ja, ek gee nie baie aandag daaraan nie, maar ek is bevoorreg dat ek daar al goed kon deurgee wat mense se persepsies byvoorbeeld oor die polisie verander het. Iemand het eendag vir my, want ek het op 'n stadium verskriklik baie oor die polisie gepost waarby ek betrokke is en goed, en die fenominale werk wat van hierdie lede doen. En die persoon het my ge-WhatsApp en gesê, as dit nie vir jou was nie, het ek nie so na die polisie gekyk nie. En nou met die medics wat bykom en die brandweermanne wat ek nou leer ken,
is daar meer content wat ek kan uitsit en mense kan sien, yes, kyk wat doen hierdie ouens. Ek sê altyd Hollywood het Superman en Spider-Man en Batman, ons het polisiemanne, privaat sekuriteit, medics en brandweermanne. Wat fenominale werk doen. So ja, op die storie probeer ek maar soveel as moontlik inhoud deurgee en ook maar om 'n verskil te maak. Either iemand se persepsie oor iets te verander of ingeligte besluite kan maak of om net krediet te gee waar dit verdien moet word, want soos ons frontline werkers kry nie krediet altyd nie. Ja. Kry selde 'n dankie want baie mense raai dink van dis hulle werk. Ja, maar selfs by jou werk wil jy hoor, jy het goed gedoen, jy het raak gevat en dankie vir die ekstra uur wat jy ingesit het. Net so wil hulle ook hoor, dankie. Daar is Pierre weer weg. Kom ons kyk of ons hom weer kan terugkry. Terug saam met my op die lig is Pierre Wheeler. Welkom terug. Ag, baie dankie. Nou ja, luister net om so mee af te sluit rondom die gesprek wat ons ook nou vanoggend gehad het, wat ek al, julle ouens is maar op die frontline besig om hierdie ding te sien, en die woord wat by my vasgesit is ook wat die Engelsman sê toe jy laas genoem het, is unsung heroes. It's the people that we don't see every day. Yes. Wat hierdie tipe goeders doen. Hierdie ouens het ook 'n storie, hierdie ouens het ook 'n roeping, maar dis baie lelik om na te kyk, so most people don't want to see it. A lot of it is hidden, so most people don't understand and see. So dis 'n baie eensame, wil ek amper sê, reis wat hierdie first responders, soos hulle daarna verwys, het. Absoluut. En daar's fenominale mense daar buite, fenominale mense. Ek is net bevoorreg om met hulle skouers te kan skuur. Ja, ek voel ek sê is waardig om hulle skade weer te wees, want hulle hier is sulke fenominale mense. Ouens soos laas wat ek jou van vertel het, Sissel, daar's 'n miljoen name wat ek kan opnoem van ouens wat daadwerklike verskil in hulle gemeenskap maak en wat agente van hoop is. En ja, dit is net 'n voorreg om to walk amongst giants, soos wat hulle sal sê. Oh, I love that, man. Net so vooruit vir die afsluit, soos jy het nou gesê, jy praat nou met die alledaagse mense en daai tipe goeders. Ek verwys daarna as die vergodeliking van die alledaags. Which in English translates die vergodeliking van die alledaags beteken in Engels the deification of the mundane. That's basically waarop dit neerkom. En ek is ook 'n ou wat hou van elke vreemdeling. Ek meen, ek en jy het nog nooit 'n gesprek gehad nie. Jy weet, ons het so via iemand anderster by mekaar uitgekom, maar jy het ook nie met niemand gepraat en is ook nie heeltemal alledaagse mense nie. Ek 'n goeie vriend van ons, Johan Allers, hier by Harties FM, het jy ook toen al gesels, en 'n baie interessante ding wat hy toe nou gesê het ook tydens julle gesprek op die YouTube kanaal, is dat jy weet, ek het vir die eerste keer regtig sy hart gehoor oor waar hy staan met Suid-Afrika en goeders, en dat hy groot proponent was van die nuwe Suid-Afrika en nou teleurgesteld is, en die manier waarop hy dit uitbeeld, het ek het vir Johan op 'n heeltemal 'n ander manier gesien. Jy weet, ek het al 'n onderhoud met hom gehad, hy het al 'n onderhoud met my gehad, ons het al ure op die foon gepraat, voor en na die tyd. Gewoonlik het ons, voordat ons met mekaar praat op die lig ernster, het ons gewoonlik so 3 ure conversation wat ons ernster met mekaar inwerk. En ek het nou weer aan die ander kant van hom gesien, en sy hart vir Suid-Afrika, en hoe lief hy eintlik vir Suid-Afrika is, which I found absolutely fascinating. So, jy weet, dis ook nie net alledaagse mense met wie jy gesels nie, daar is ook 'n paar ander types mense, people from all walks of life, as the Englishman would say, né? Yes. Ja, gemeenstraal, as daar geleentheid is, dan skuur ek skouers met daai mense, maar ja, nee, en Johan Allers is ook fenomenaal. Daai ou het interessanthede wat min mense
het. Dit was 'n voorreg om met hom te gesels en ja, dit was great. Nou ja, luister, meneer Wheeler, thank you very much dat jy bietjie met ons kom gesels het en dis ongelooflik om te weet dat daar mense soos jy en jou kin, soos ons daarna verwys ook, dat daar mense soos julle daar buite is wat die eerste mense is wat die impak en die lelik dra van die ongelukke wat ons het en die hartseer wat ons het in sommige gevalle. So ek dink dit gee mens ook so bietjie, ek wil amper sê it's comforting to know somebody that is doing that, knowing that every time you drive past an accident or police vans or those types of places, you drive past that and you know there's somebody like Pierre Wheeler daar buite wat besig is om het te hanteer. En dankie dat ons so bietjie in jou kop ook kon inklim. Ek dink voordat ek jou gaan groet, so laaste stukkie hoop wat jy dalk vir mense het, dalk 'n quote of dalk iets wat jy self na verwys somtyds of sê, as jy dalk 'n interessante ons dalk met 'n interessantheid kan los. Sure. Al wat ek kan sê is ek het hoop van daar's larger than life characters daar buite, mense daar buite, by wie ek aanklank vind en kan en wat my inspireer. En Nessie sê daar's 'n Pierre, maar daar is ek het hoop want daar's mense wat ek baie groter ag as myself, wat hierdie goeders doen en wat fenominale werk daar doen en daardeur sê ek dat met hierdie mense daar buite, we are in good hands. En dit sluit dan polisiemanne, privaat sekuriteit, medics, brandweermanne, patologie. Ek het al mense gesien, as ons eendag beter sien het, kan ons baie gesels oor van hierdie larger than life characters en dit gee my gemoedsrus om te weet dat ons is in daai tipe mense se hande. Luister man, dit sal ook 'n voorreg wees as ons dalk een of ander tyd bietjie met van hierdie mense kan gesels. Ek dink dit sal 'n interessante storie maak hier op hoofstuk van hoop om bietjie met die alledaagse heroes te gesels, mense wat mense nie noodwendig jy weet altyd sien op die lig of waar ook al hulle is nie. So dit lyk vir my ons het bietjie vir Pierre weer daar verloor, maar Ek is hier so. Daar is hy nou terug. Daar is hy. Jy ook net betyds. Nee, maar baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer regtig uit my hart uit. It was, soos die Engelsman sal sê, very humbling om te kon gesels het. Thank you very much, en die voorreg was myne. Pierre, dis definitief die laaste keer wat ons gaan gesels nie. Hooplik is jou sein beter die res van die dag. En ry maar versigtig so in die reën. En baie dankie vir wat jy doen en dankie dat jy ingestem het om ons bietjie met ons te kom gesels vandag. Ek waardeer dit opreg. Baie dankie en vir Dani ook wat ons aan mekaar voorgestel het. There we go. Shout out on the pitbull, the big dog. Absoluut. Nou ja, toe. Pierre Wheeler saam met my op die lig op hoofstuk van hoop vandag net hier na Racy.